Kom ons gee die Here 'n lekker lof op. Prys die Here vanmôre. Ai, Here, vanmôre kan ons nie anders as om net vir U dankie te sê. Dankie Here, ek sien meerderheid van die mense begin terugkom na hulle lekker rus in U. En Here, mag 2026 ook vir hulle regte 'n belewenis wees, 'n jaar waar hulle U ontdek en U dieper ontdek. My hart verlang na U, Here. Dieper en dieper. Dankie vanmôre, Here, vir hierdie erediens. Dankie dat U salwing oor hom sit vanmôre, Here. Mag elke woord op die tafels van hulle harte uitgegrafieer word. Mag ons ontmoeting hê, Here, ons ore gerig op die Gees van die Here. Heilige Gees, dat ons ons liggaam as 'n tempeloffer, 'n heilige offer sal stel. Dankie daarvoor vanmôre, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Goeiemôre vir almal wat nou vir die eerste keer terug is die jaar. Hoop julle het lekker gerus. Die skole begin eers hierdie week. Ek glo volgende Sondag is almal terug op hulle plek. En ja, ons begin 2026 met ons tema. Wendy sit net ons tema gou vanaf daarop as jy nie omgee nie. Vir die wat nou nog nie weet nie, is elke jaar bid ons vir die tema en ons bietjie daaroor gepraat, gaan luister na ons oujaarsaanspreek op die blad en op YouTube. Soek die wysheid van die Here. Mag ons 'n merkwaardige hart hê, nie net om die kennis van die woord in te neem nie, maar in elke opsig om die wil van die Here te doen. Dankie Wendy, ek het Vrydag, toe gaan ek vir my behandeling, kan jy glo, is my 12de ene, ek het nog 6 oor, ek kan nie wag om klaar te maak, prys die Here. En ek sit en ek het daar 'n boer ontmoet daar van Ficksburg. Nou ons is 'n klomp ouens wat daar is en lekker saam praat en tot my Engels word beter, maar in elk geval. En ek en hierdie boer hy sê van kleins af het hulle hom chicken genoem. Nou dis nou snaaks om vir 'n ou chicken te noem, jy weet, as hy nie soos een lyk nie, maar hy sê toe hy kleiner was het hy sulke geel hare, toe hulle hom eintlik kuiken genoem en toe later hoender en nou chicken. So dieselfde ding, maar in elk geval. Baie aangename ou. Weet jy hoe lekker is dit om met 'n kind van die Here diep te praat? En ek en hy praat, hy skryf ook 'n boek en hy praat oor dinge, maar hy het ook sy challenges en sy uitdagings en sy goed. En ek en hy gesels en ek het hom 'n bietjie vertel van ons Bybelskool en oor hoe 'n mens dinge benader. Maar hy praat so in my kraal, hy praat van die eskatologie, hy praat van die boek Openbaring. Hy sê dit fascineer hom ongelooflik baie. Man, en toe is ek eers opgewonde om met hom te praat. En so ja, elke ou se siening rondom die Openbaring en ons het so gesels en gepraat oor al hierdie dinge, maar toe besef ek eintlik daar buitekant ook dat die waarhede wat daar binne gepraat word vir ons 'n werklikheid is in die lewe van elke mens. Nou wil ek gou vanmôre vir jou vra. Nou die Jode het een keer 'n jaar en kom hulle by mekaar en dan het hulle 'n pledge. Jy weet, hulle kom en dan gee hulle hierdie woord aan die priester en dan sê hulle. Kan ek gevra dat elke man, seun, jong mens staan gou saam met my. Staan gou saam met my. Elke man is 'n priester van God. Oom, jy ook, oom Anthony, jy kan sit. Maar staan, ons gaan nou nie lank wees nie, staan. Kan ek gou vanmôre iets sê? Die woord sê dat ons by die wysheid en die ouer gesag, ek is nou besig om die Bybelopname te maak oor die roeping van na God se roepstem. En dat ek altyd in my lewe opgekyk het na baie ouer mense en mense wat ervaring het en kennis het en dan leer 'n mens van hulle. Maar ek kom agter deesdae ook en ek wil dit nie in jou lewe inspreek nie, maar dat die lewe so verander het en terwyl ek en hierdie chicken mans luister gehou, toe ek en hy praat, toe kom ek agter, maar weet jy hoe klink ons gesprekke later aan van tyd? Ons gesprekke so Suid-Afrika se in die moeilikheid. Ons is nie op 'n goeie plek nie. Hier sien julle vir my, ek praat saam. Ons krag. Hierdie regering, die ANC is 'n embarrassment vir hierdie wêreld. Ons weet dit, dis nie 'n geheim nie. Maar toe kom ek agter en die Here praat met my, weet jy wat, en dis waar ek hierdie tema vandaan kry. Elkeen van ons het van ons 'n preekstoel, elkeen van ons het ons eie preekstoel. En ek besef toe maar, weet jy, hoe kan ek God verheerlik, maar ek praat teen
dit wat hy geskep het en gedoen het. Ek praat dood, en ek wil hê jy moet iets verstaan, as ek opkyk na 'n ouer mens, dan wil ek die opregte wysheid en insig van jou leer. Hoor mooi, as iemand opkyk na my, as Kleinaf opkyk na my, wil ek, hy moet opkyk en sê ek het dit by my pa geleer, en van my pa geleer. Kan ek jou vra, man, om van die 21ste af, wil jy pledge doen, wil jy kom en sê, weet jy wat, ek gaan tyd offer, om saam met ons hierdie manne, want weet jy wat, as ons as manne, die priester en die hoof van die huis weer by mekaar kom, en die Here begin loof en prys, gaan hierdie wêreld verander. Gaan die wêreld verander. En ek ken jou verskoning, ek het ook dit, ek is moeg gewerk, ek kom laat, ek is nie lus nie. Vrou, kan ek vir jou iets sê, moet hom nie kos gee daai aand nie. OK, moet hom nie kos gee nie. Sê vir hom, gaan kerk toe. Want ons tema teens is Psalm 1. Welgeluksalig is die man wat nie sit in die kring van die spotters nie. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by die lewende water. OK, en ons gaan met jou werk, ons gaan met jou praat. Ek beloof jou vandag, is ek by vanaand, ons gaan nie lank vat nie. Jy gaan regtig vroeg weer by die huis wees. Maar kom ons as priesters, kom by die huis. Baie mense gaan na 'n ander bediening seker hier na 'n ander bediening toe. Maar laat ek jou vertel, hier's pastore wat bedienings begin op ander mense se name. Hier's pastore daar buitekant wat begin om te kyk en hulle gebede is rympies. Man, ondersoek jou hart en begin te bid om te kyk, wat sê die woord van God? Moenie net opvat nie. Spandeer tyd in die woord van die Here, hierso in die woord van God. Wat sê die woord van die Here? Baie hou nie van my nie, want ek is baie kere reguit en ek praat dit, en ek is 'n mens van foute en ek gaan dit nou sê. Maar kan jy pledge vanmôre, sal jy vandag sê, ek sal my kind saambring. Ek sal my seun saambring. En ons sal die Here dien. Ons sal die Here dien. Jy kan besluit. Nou staan gou saam, vrouens, nou kan julle saam staan. Kan ek vir julle vra ook om dan te sê die tweede Woensdag, dan kom ons as 'n gemeente by mekaar en ons begin. Ons het hierdie kerk gebou, maar ons is net daar vir 'n Sondagoggend. Ag, tyd tog jou Isidingo. Is Isidingo nog op of? Wat is jou sepies? Ja, 7de laan is nie meer op nie. Tyd dit tog. Kyk dit môre as jy tyd het. Maar weet jy, dis 'n jaar waar ons die wysheid van die Here moet begin soek in God se aangesig. En jy gaan sien hoe gaan hierdie wêreld verbeter. Jou besigheid, jou nageslag, jou kinders se kinders, jou getuienis gaan verander. Weet jy, die Here is 'n waarmaker van sy woord. Hy sê soek die woord en lees dit. Hierdie is betroubaar. Dis 'n tweesnydende swaard. Ek weet almal gaan nie hier kan wees nie, maar as jy hier kan wees, asseblief, kom ons maak 'n verskil. Dankie, julle kan sit. En dan ons manne, ons diensnag manne, julle moet elke keer as julle nou hier iemand se nommer vat en julle moet 'n man bel, julle moet hom uitnooi. Julle moet vir my kan wys julle het dit gedoen. Amen. Is dit reg? Julle moet hom uitnooi. Ons praat vanmôre elkeen het 'n preekstoel. Kom ons hoor wat sê die Bybel vanmôre. Wat sê die Bybel? In Handelinge 1 vers 8 sê hy vir ons, ek wil net iets sê, ou preekstoele fascineer my, en ek dink nog van kleins af het ek dit seker beleef en gesien, met hierdie doeke wat voor die kansel hang, so spreek die Here. Bid gedurig, daar is 'n hele klomp, ek kan nou nie as alles onthou nie, maar onthou julle hierdie preekstoele waar die doeke so gehang het, hoe ons groot geword het. Elke een, die unieke manier van hoe hy daar hang. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal wat kry? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem. Ons kan nie God se getuie wees as ons negatief praat en ons praat nie. En ek weet ons is in 'n moeilike tyd. Ons is in 'n verdrukking, miskien dalk, ons is dalk met die geboortepyne van hierdie wêreld en in hierdie dinge waarin ons is. Maar kan ek gou vir jou iets sê? Die woord van God sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wanneer julle die Heilige Gees deel maak van julle huishouding.
En julle sal sy getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot in die uiterste van hierdie aarde. Ons het baie dinge hierdie jaar. Ek glo ons gaan lekker uitreike doen en ons gaan getuies wees. Elke een van ons vanmôre, geliefde, het 'n getuie. Elkeen spreek van 'n getuie. Nou ek is op 'n behandeling waar ek so kort na dit, dan gaan hulle dan jumpstart hulle jou. Weet jy wat is jumpstart? Hulle EKG jou, hulle sit mos daai plakkers so op jou, dan toets hulle jou hart. En die suster sê, nou wat 'n hart het jy in jou? Nee, maar eintlik, ja, is amazing. En ons praat so, maar ek hou van goed en statistieke wat my fascineer. Mense, kan ek vandag vir jou een ding sê, kan ek en jy net gou vir 'n oomblik vanmôre sê, dankie Here, ek is gesond, al is ek ook nie gesond nie. Party spreek dood in hulle lewe. Maar as jy in 'n onkoloog of by 'n onkoloog sit en jy sien hoe baie mense regtig siek is. Ek vra vir die een suster, noem sy, ek sê vir, but there's a lot of people with melanoma. En toe begin sy met my te praat, toe sê sy vir my, hoe die statistieke verander en hoe goed begin verander, en die grootste ding wat nou tans begin sy kop uitsteek en persentasie gewys is, longkanker. Weet jy wat veroorsaak het? Vape. Is niks fout met vape nie. Ek vape. Ek rook nie, ek vape. Kan ek gou vanmôre vir jou iets sê, jy's besig om vir jou moeilikheid te maak, ek spreek dit nie oor nie. Dit is tans die grootste statistieke van dit wat hulle doen. Net as 'n mens dink jy het 'n keer vir dit, dan begin die volgende ding. En elke mens het 'n manier en 'n besluit in sy lewe. Weet jy, kan ek vanmôre vir jou sê, in die naam bo elke naam, die naam Jesus Christus, in Afrikaans loof en prys ons hom, in English Jesus Christ, stop dit. Jy het die mag en die krag. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Weet jy wat sê Filippense 4 vers 13? Hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Wat my krag gee. Stop dit. Los dit. Ek staan hier vandag want ek is self nie perfek nie. Ek staan hier voor julle en ek weet vanmôre is omdat God in my lewe genadig is. Hy is die genadige God. Baie mense dink 'n preek is net iets wat jy van 'n kansel af moet preek, of wat jy van 'n kansel af moet hoor of gepreek word. Nee, maar die waarheid is, elke een van ons wat 'n gelowige is van God, preek vir homself met sy lewe. Hoe jy lewe. Jou lewe is 'n lopende preekstoel. Jy's 'n lopende preekstoel. Hierdie is nie die preekstoel nie. Hierdie is maar net seker 'n preekstoel. Jy kan hom maar so noem, 'n kansel wat ek my goed opsit. Maar hier is die preekstoel. Jy's die preekstoel. Jy's die kansel van die wêreld daar buitekant. Elke gelowige, elke een spreek elke dag van sy lewe. Mense luister nie altyd na hierdie woorde nie. Maar hulle kyk na hoe ek leef. Hulle kyk na hoe ek leef. My lewe selfpreek. My lewe selfpreek. Nie net met woorde nie, maar my pad, my foute, my groei en my hoop in God. Weet jy, kan ek vanmôre vir jou sê, toe ek al hierdie dinge besef, toe besef ek, weet jy wat, daar is nog hoop in Suid-Afrika. En sy naam is Jesus Christus. Maar dit kos dat die mans, die priester weer terugkom by Jesus Christus. Want die woord sê, soek die Here en julle sal lewe. Amos 5. Amos 5. As mense vandag na my kyk, wil ek nie net hê hulle moet my sien nie, maar ek wil hê hulle moet God in my sien. Ek wil hê hulle moet God se hand in my sien. Jy sien, jou lewe kan 'n lewende preek wees wanneer jy God verheerlik daar waar jy is.
Gou op die skerm, hoor gou wat sê hy vir ons daar. Hy sê, laat julle lig so skyn in Matteus 5 vers 16, voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, hoor daar. Laat julle lig so skyn, voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. O, Here, asseblief, ek wil hom uitskeer. O, die Here kla my aan op hierdie preek. Glo in God, kyk hy doek voor die kansel. Glo in God, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Maar wat sê Jesus in Matteus 5? Hy sê, laat julle lig so skyn. Lig is iets wat gesien word, wat duisternis verdryf. Wat duisternis verdryf. Ek kan nie sonder God lewe nie. Jy weet, dit was toe ek my lewe aan hom oorgegee het, nie net met woorde nie, hoor gou mooi, maar met my hart, toe my hart verander, het my lewe begin verander. Psalm 139, Dawid skryf dat ek is so lief om het aan te haal, julle ken dit al, hy sê, die oomblik toe ek sê, Here, deurgrond my, toets my hart, toe my hart verander, ken my gedagtes, en lei my op die ewige weg. Hoor wat sê, en lei my op die ewige weg. Toe wat gebeur? Ek wil nie sonder God nie. Ek kan nie sonder die Here nie. Ek kan nie. Jy sien, ons lewe is 'n getuie. Ons lewe is 'n getuie. Ek het nou gister 2 begrafnisse gehad en ek hou altyd om die gesegde te doen. Dis jou lewe. Tussen jou geboortedatum en jou streepie is daar 'n streepie. Dis hoe die streepies lyk in die wêreld vandag. Swart. Kan ek hom so ou? Dis hoe my lewe gelyk het baie jare terug. Miskien het ek dalk nog 'n deel daaraan, ek weet nie. Maar die Here ken my hart is opreg vir God. Jou lewe lyk so, want jy's nog gelykvormig in die wêreld. Is goed, jy sit hier, prys die Here, jy's hier. Maar is alles of niks. Weet jy, kan ek gou vanmôre vir jou die waarheid sê, en daar is seker maar hierdie jaar wat die Here vir my gesê het, ons gaan mense verloor, want mense gaan na mense toe, waar hulle wil hoor, die liefde van God bedek alles. Maar weet jy wat, die liefde van die Here is nie 'n versoeningsdeksel vir jou sonde nie. Weet jy wat is die liefde van die Here? Die liefde van die Here, hy sê, hy vermaan jou. Die liefde van die Here kom en dan sê, weet jy wat, ek het jou so lief het ek hierdie wêreld gehad, dat ek my enige gebore seun vir Jesus Christus gegee het, sodat jy kan lewe. En as jy jou hart vir die Here gee, dan lyk jou streepie so. Jy's gevul met die Heilige Gees. Ja, soms wanneer ons baie kere maar terugval, weet jy wat, God is vir die wat terugval ook hoor. Dis hoe die kerk lyk baie keer. Dis hoe die kerk lyk baie keer. Kerke is in rebellie. En die Here moet my vergewe vanmôre. Kerke word gestig in rebellie. Dis hoekom die regering die kerke so teiken. Hierdie is nie 'n besigheid nie. Hierdie is nie net 'n vinnige geldmaak storie nie. Hierdie is die huis van die Here. Dis die huis van die Here. Dis hier waar jou siel regop kom en jy jou stukke vir God gee. Dis hier waar jy die alleenheid vanmôre verander en by die Here uitkom en sê, Here, ek wil nie sonder U lewe nie. Dis hier waar jy 'n fellowship het. Dis hier waar jy sê, my lewe wil verander. Ek wil nie in 'n dal van doodskade weer bly nie. Dis goed om daar te wees. Ek wil 'n bietjie dit voorberei en vir jou anders te verduidelik. Maar weet jy wat, selfs wanneer jy in 'n dal is, kom God en hy haal jou uit hierdie dal uit. Hou op om mense te volg. Hou op om net te luister wat sê die pastoor. Weet jy wat sê die woord vir ons? Blaai gou saam met my na 1 Johannes toe. 1 Johannes is net voor 2 Johannes.
Jy moet met jou Bybelkerk toe kom, hoor. Jy moet begin lief word vir die woord van God, want hierdie is waar God met jou praat en deur jou praat en deur die Gees met jou praat. Hoor gou wat sê die woord vir ons in 1 Johannes. Telke male valse leraars. Ek wil dit nou nie eintlik sê nie, want ons is op kamera, want nou hoor ons hoofkantoor en ons is nou die dag saam met hulle, maar God weet. Die woord sê, gaan verkondig die evangelie onder die armes. Verniet het julle dit gekry, verniet het julle ontvang, verniet moet julle dit gee. Hoor wat sê hy. 1 Johannes 4, is julle daar, amen? Hy sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef. Hoor daar. Hoor daar. Nou sit ons hier so op live en dan al wat 'n ou doen is jy trek ander mense uit, maar jou lewe spreek nie so nie. Jou lewe is, jy's 'n kluisenaar in jou eie lewe, jy doen geen evangelie nie, jy verkondig nie, jy bid nie vir mense nie, jy lê nie die hande op die siekes nie, jy het nog nie eens die ervaring in die doping van die Heilige Gees gekry nie. Om ander predikers op YouTube te kyk, beteken nie jy die doping van die Heilige Gees nie, hoor. Weet jy wat die doping van die Heilige Gees is? Wanneer ek glo in die krag van God, en die almag van die krag van God wat hy in my kan doen. Ek kan vir jou bid, want ek glo ons dien nog steeds die Jesus van wonderwerke, en hy kan jou gesond maak, en hy kan jou verander, maar glo jy dit? Glo jy dit? Dis die vraag. Daarom wil ek hê jy moet hoor wat hy sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hy uit God is, want baie, hoor gou, baie valse profete in 2026, 25, 26, ek sê dit nie by nie, maar ek noem dit dat jy dit kan verstaan, het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, hoor daar, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy nou al in hierdie wêreld is. Hoor gou. Julle is uit God, my kinders. En hulle het oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is hulle, of groter is as hy wat in die wêreld is. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Kan ek iets getuig vanoggend? God het my nog nooit, en ek beklemtoon vanmôre op die nooit, nog nooit gelos nie. Selfs toe ek swak was, juist toe ek swak was God sterk in my. Is God sterk aan my. En ek veroordeel vanmôre geen prediker daar buitekant nie. Elke een van ons sal voor die Here gaan staan. Maar as jy kyk ook na ouens, na wie jy ou opkyk, dan wonder 'n mens baie keer, waar het hulle die pad duister geraak? En dan dink 'n mens maar net, weet jy wat, as kind van die Here, kan ek net vanmôre bid, dat dit nie met my sal gebeur nie, dat ek net vas sal staan op die woord, want weet jy hoekom gebeur goed? Want hulle twyfel in hulle self. Die duiwel kom saai twyfel in jou gedagtes, om te sê dat jy dit nie kan doen, en dat dinge gaan anders te gebeur, as wat dit gebeur. Maar God sê, hy wat in jou is groter as hy wat in hierdie wêreld is. Hy het my vergewe toe ek gefaal het. Hy het my opgerig toe ek moeg was. Soos die woord van die Here sê, toe Paulus skryf daar in 2 Korintiërs 12 vers 9. Hy sê, weet jy wat, Naps, my genade is vir jou genoeg. En hy sê dit vanmôre vir elkeen van jou, my genade is vir jou genoeg.
My getuies vanmôre, of my getuie vanmôre is nie dat ek sterk is nie, maar dat God getrou is. Vandag is ek nie volmaak nie, maar ek is verander. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek dink anders. Ek probeer lief hê soos Christus lief gehad het. Ons lewe getuig nie van hoe goed ons is nie, maar hoe goed God is. Hoe goed God is. En weet jy vanmôre as jy gesê het ek wil verander en ek het gestaan en ek wil die priesterdom in my huis vat. Gaan dit baie dissipline veg om te kom? Ja, dit gaan baie dissipline vat om 'n verandering in jou lewe te maak. Dit gaan dalk nie oornag gebeur nie. Maar ek wil vir jou sê, soos Paulus skryf, hou goeie moed, dis 'n wedloop. Dis nie 'n reis nie, dis nie 'n kortstondige reis nie. Dis 'n wedloop, dis 'n aanhoudende wedloop. En die wat volhard het tot die einde toe. Vir julle is daar 'n groot beloning. Vir julle is daar 'n groot beloning. Ek wil vanmôre nie een wees wat profeteer en sê teen die einde van die jaar het jou hele lewe verander nie. Dit kan so wees. Maar wat ek wel vir jou kan sê, hy wat volhard tot die einde toe, jy gaan sien hoe God jou lewe verander. Hoe hy jou verander. En as iemand jou vra, hoekom is jy anders? Dan antwoord jy eenvoudig, Jesus Christus leef in my. Ander soek beter werk. En as jy leer om God te vertrou en in geloof vas te staan, dan gaan hy vir jou gee die begeertes van jou hart. Ander soek net hierdie intieme verhouding en sê ek wil net anders wees. My huwelik het restituisie nodig, my huwelik het 'n verandering nodig, my huwelik het God nodig. Ek wil weer die priesterdom wees. Die Here weet, ek weet nie, hoe kan 'n vrou langs iemand slaap wat se asem ruik na Johnny Walker of Richelieu of Sis. Môreoggend stink daai bedde goed so, jy ruik soos 'n stasie Shabie. Nee, ek's ernstig vanmôre. God is nie 'n aannemer van persoon nie, mense. Weet jy wat? God wil verander. God wil jou verander en dis my droom vanmôre, dat die priesters weer sal opstaan en dat jy sal sien, maar die Here het 'n verandering in my lewe gemaak. My vrou, weet jy wat is mooier as jy? Sorry om te sê, maar ek gaan dit sê. 'n man wat God dien. Ek is vir die vrouens ook, maar julle is oulik. Maar weet jy wat, ondersteun jou man. Ondersteun jou man. Ondersteun jou man. Salf hom 'n bietjie. Salf hom 'n bietjie. Bid bietjie vir hom. Sê vir hom dankie dat jy hom waardeer. Jy waardeer hom. Al lees hy net vir jou 2 verse uit die Bybel uit, weet jy wat? So be it. Hy het begin. Hy het begin. Hier is julle opdrag vir die week, gaan lees Psalm 128, elkeen van julle, dis julle opdrag vir die week, skryf dit neer, seën vir my huisgesin, vir my kinders, bid daaroor, vers vir vers, lees hom maandag aand, lees hom dinsdag aand, lees hom, in die aand sê ek nou maar, want ek dink dis almal herenig, en by mekaar kom in die oggend is dit 'n gejaag, woensdag aand, jy sien, want uit Psalm 128, hoor gou wat sê hy vir ons daar,
is daar 6 verse. Welgeluksalig is elke een wat die Here vrees. En dis hoe jou gebed moet wees, dat dit met jou siel, gees en liggaam sal goed gaan. Die antwoord is eenvoudig, dat Jesus Christus in my leef, wat die Here vrees, wat in sy weë, met ander woorde, wat in sy wil wandel. Bid vir dit. Daar het ek 'n geslag, en hy gaan 'n geslag hê. En weet jy wat, hierdie is die impak wat dit gaan maak op jou kinders, jou kleinkinders, en jou agterkleinkinders, en agterkleinkinders, se lewe, se verskil. As die Here nog nie getal met hom te kom voor die tyd nie. Jy, oupa, jy pa, in hierdie jaar, is die ene wat hierdie verskil kan maak. Jy is die een wat hierdie verskil kan maak. Weet jy wat sê 1 Samuel 2? 1 Samuel 2 sê vir ons 'n baie belangrike ding, daarvan af vers 6 tot vers 9. Hy kom en dan sê die Here maak dood, die Here maak lewend. Hy laat afdaal na die doderyk en hy laat daaruit opkom. Hoor gou baie mooi wat sê hy. Hy sê hy maak arm en hy maak ryk, hy verneder, maar ook gee hy aansien. O Here, asseblief mag 2026 vir my 'n aansien jaar wees. Mag ek net U wil sien, mag ek net siele inoes. Moet nooit ophou om die woord van God te verkondig in iemand, die evangelie. Prediker 11, werp jou brood uit op die water, na vele dae sal dit terugkom. In die ergste tyd van rebellie, waar die kerk in rebellie is, waar die mense in rebellie is, waar hulle God ongehoorsaam, wil ek vanmôre vir jou sê, moet nooit ophou bid nie. Werp jou brood uit op die water, want na vele dae sal dit terugkeer. Op 'n dag sal iemand agterkom, maar weet jy wat? Hoor gou wat gaan hulle agterkom. Dat 'n mens nie in eie krag oorwin nie. Die Here beskerm elke getroue dienaar op hulle pad. Amen. Here, dankie vir môre. Ag man, Here, dit is so lekker net om U te kan loof vanmôre. Om U te kan aanbid. Here, vanmôre is my gebed in hierdie tyd vandag. Op 11 Januarie 2026, Here, dat elke man die priesterdom sal optel vandag. Dat hulle sal verander, Here, dat hulle 'n seën in hulle lewe sal kry. Here, kom by U vanmôre. Nog nooit kom ek het nog nooit, Here, so gesmeek soos ek vanmôre kom smeek nie. Dat hulle ernstig sal raak vanmôre, Here. Dat hulle U aangesig sal soek, dat daar 'n lewensverandering in hulle lewe sal kom. Here, dat hulle aansien sal kry in hierdie lewe, want die wêreld en sy heerser kom om te steel, slag en te verwoes, dit kom om te verarm. Dit maak mense moedeloos, dit maak hulle, dat hulle in angs te lewe, dat hulle depressie val, dat hulle voel hulle kan nie meer nie, maar Here, ek sien vanmôre onder die kinders van die Here, dat daar 'n herlewing sal kom, dat daar 'n opstaan sal kom. Here, dat hulle weer hulle naam in die boek van die lewe sal skryf. Ek wil vir jou bid vanmôre. Al het jy geval, God is steeds die God wat jou optel, hoor. Hy is die God wat jou vashou, hy is die God wat jou uit daai dal van doodskade weer uit optel. Ek bid vanmôre, Here, dat daar 'n herlewing in hulle huise sal kom. Ek bid vir Elspark in hierdie omliggende omgewing, Sandwood Park, Elsburg, Germiston, Vader. Here, ek bid vir elke man in hulle huisgesinne, vir elke kind. Here, dat U hulle sal aanraak. Elke een wat hulle menswaardigheid verloor, omdat die wêreld hulle te neergedruk het en die wêreld op hulle trap. Bid vir die kerke, God se kerk. Dis nie 'n plek wat moet ryk word nie. Dis nie 'n plek nie, dis 'n plek waar ons moet omsien na die weduwees en die wees en arme mense. Maar Here, ek weet U hand seën ook die kerke van Suid-Afrika en ook hulle wat die waarheid preek en hulle ook wat standvastig is in U woord.
wat ook nog steeds glo in die krag en die genesings en die wonderbaarlike krag. Eenvoudig vanmôre, Here. Toets nie elke gees nie, maar gaan stel dit op die proef. Kyk of hulle uit God is. Terwyl die oë gesluit is, ek voel in my gees vanmôre, tot jou moeg is moeg. Jy sal klaar bekommerd hoe jy hierdie jaar gaan aanpak en hoe dinge vir jou gaan anders te wees. Ek wil net vanmôre vir jou 'n klein boodskap gee. Of jy nou man of vrou is, wil jy nie net gou vinnig jou hand opsteek nie. Dankie. Dankie, Here. Of wil jy nie net gou staan nie, moenie rondkyk nie asseblief, moenie kyk nie, vat die vrymoedigheid om te staan. Ek het vir jou vanmôre 'n boodskap, ek wil net gou vir jou iets sê. Staan gou almal wat hulle hande opgesteek het, staan net gou. Moenie bang wees om te staan nie. Dankie. Hierdie is jou jaar. Die duiwel het te lank kom vat by jou. Hy wil my die Here sien elke traan, miskien. Elke traan. Tinus staan net daar by Tinus asseblief. Staan net daar by. Ek wil jou vra as jy staan vanmôre, om nooit in jou lewe op te gee nie. Jy gaan in jou binnekamer moet ingaan, die woord sê dit, hy sê dit in Matteus, hy sê gaan in jou binnekamer en bid tot God wat in die verborge is. En God sal jou in die openbaar vergelde. Elke een van julle, jy moet in jou binnekamer gaan en jy moet tot God bid. Ek wil hê jy moet hoor vandag, hierdie is wanneer jy aan God gehoorsaam gaan wees en dan hom vas gaan hou en hom gaan soek en vernuwe en 'n nuwe skepsel in hom word. Ek wil hê jy moet hoor vandag dat die Here jou aansien gaan gee, hoor. Hy gaan jou oprig. Ek kom vanmôre en ek verklaar teen daardie leuen wat die duiwel vir jou kom gee in jou hart en in jou gedagtes, dat jy dalk vanmôre sê ek is nie goed genoeg nie, dat jy is goed genoeg. God maak nie 'n fout nie. Hoor mooi. Hy maak nie 'n fout nie. Jy is nie 'n fout nie. Jy is nie 'n fout nie. Jy sal 'n getuie wees van die goedheid van God. Hy sal jou vandag oprig en jy wat moeg is, hoor mooi, hy sal jou oprig. En ek wil net vanmôre vir jou sê, die genade van die Here is genoeg vir jou. Moet dit nie kompliseer nie, asseblief moet dit nie kompliseer nie. Vat die genade van die Here net en sê, Here, dankie, ek weet U is saam met my. U wat in my is groter as hulle wat in hierdie wêreld is. Maar hier kom jou antwoord. Hoor mooi. Dood en lewe lê in die mag van die tong. Spreek lewe sodat jy kan lewe. Spreek lewe. En as ek lewe spreek, dan begin dit deur te kom om te sê, dankie Here dat U goedheid en U guns op my sal wees. Dankie dat niemand my kroon sal vat nie. Dankie vir die Heilige Gees wat saam met my is. Dankie dat U my vernuwe. Dankie dat ek 'n nuwe skepsel in U kan wees. Maak my paaie gelyk, Here. Ek wil in U weë wandel. Ek wil gesond wees. Ek wil gesond wees. Mag die Here jou mond aanraak soos Jeremia met 'n koolvuur. Jy is reeds vergewe. Omdat jy vanmôre belydenis doen en erkenning doen om te sê dat ek het geval dalk
Here vergewe my. Here sê, kom dan nou, laat ons die saak uitmaak. Die Here het jou vergewe. Here vergewe maklik, hy vergewe jou. Jy het opregte berou in jou binneste. Dankie dat jy vanmôre besluit dat jy nie sonder God kan gaan nie. En hou net vas, gee jou lewe aan en gee jou lewe oor aan hom. Dinge sal verander. God se woord kom nooit ledig terug nie, François. Nooit. John, Renier, Piet, nooit kom God se woord ledig terug nie. Tinus, Johankie, julle. Arthur, hoor mooi vanmôre. Die Here sê, my woord kom nooit ledig terug nie. Hy sê hy's 'n waarmaker. Sy woord is 'n tweesnydende swaard. Vandag is die lewe by jou, vandag is jou keuses in jou hande. Ek het vir jou gebid en ek vertrou wat God kan doen. Nou lê dit by jou. Nou lê dit by jou. Amen. Yes, dankie. Wendy het ons 'n lekker afsluitliedjie. Kom ons sing hom saam. Luister net voordat ons sing.